Afrikaans klas. Vandag gaan ons die analysering en interpretasie van die groot hou by Ludwig van Dragh doen. Voor ons die gedig analiseer, is dit belangrik dat julle die woordeskat verstaan. Aanloop beteken run up of run in. Bowler is a bowler. Grens, border. Culver is a batsman. Concentreer is to concentrate. Skare means crowd. Vasberaad, determined. En die laaste woord, wen-formaat, is the winning format. Die groot hou. Die bowler staan reg. Hy is vasberaad, netjies en skoon, in wen-formaat. Die kolwer kyk voor hom, hy staan gereed. Die bowler is besig om sy tree te meet. Daar begin die aanloop, hy bal so vinnig soos blits. Die bal kom met 'n spoeds aangerits. Die kolwer konsentreer, hy wag vir die bal. En toe hoor die skare 'n groot knal. Daar gaan die bal oor die verre grens. Sjoe! Ek het nog altyd vir 'n 6 gewens. Die titel van die gedig is Die Groot Hou. Dit is geskryf deur Ludwig van Dragh, die digter. Die uiterlike bou van die gedig is dat daar 5 strofes. Elke stroof bestaan uit 2 versreëls. Daar is 10 versreëls in totaal. Die rymskema of rympatroon is die van 'n paarrym. 'n Paarrym in Engels is genoem 'n couplet. Kom ons kyk na die beeldspraak in die gedig. Daar is vergelyking. Hierdie is wanneer 2 sake met mekaar vergelyk word. Soos byvoorbeeld, hy bal so vinnig soos blits. Daar is klanknabootsing, wanneer 'n woord na klank naboos, soos byvoorbeeld aangerits en knaal. Hier is 'n opsomming van al die gedeelte van die gedig waaroor ons gepraat het. Die interpretasie van stroof 1 is dat die bowler staan reg om te bal. Hy is selfversekerd. Die kolwer se oë is op die bowler en wag terwyl die bowler sy tree kry. Dit is die interpretasie van stroof 2. Stroof 3 sê vir ons die bowler kom aangehardloop en bal baie vinnig. Blits vinnig. In stroof 4, die kolwer konsentreer en wag vir die bal. Die skare hoor die slag sodra die bal geslaan het. In die laaste stroof, stroof 5, die kolwer het 'n 6 geslaan. Hy het nog altyd gewens vir 'n 6. Hy is die digter. Die volgende vrae moet beantwoord word wat gebaseerd is op die gedig. Nommer 1. Wie in die gedig lyk vasberade? Nommer 2. Wie in die gedig kyk voor hom? Nommer 3. Watter woord in die gedig sê vir ons dat die kolwer reg is vir die bowler? Vraag nommer 4. Haal 'n vergelyking in stroof 3 aan wat die spoed van die bal wat gebowl is uitbeeld. Haal 'n woord in stroof 4 aan wat wys dat die kolwer wat die bal moes slaan nie aan ander dinge dink nie. Nommer 6. Hoe weet ons dat die kolwer die bal hard geslaan het? Haal 'n gedeelte aan uit die gedig. Vraag nommer 7. Uit hoeveel stroofs bestaan die gedig? Nommer 8. Uit hoeveel versreëls bestaan elke stroof? Nommer 9.
Hoe sluit die titel van die gedig by die tema aan? En die laaste vraag, vraag nommer 10, wat is die rympatroon en 'n rymskema?